gebede. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om ook in hierdie oggend hier by mekaar te wees. Ja, Here, terwyl ons weet dat van ons geliefdes nie vandag saam met ons kan wees nie. En ons vra ook, Here, dat U hand van genade oor hulle sal hou in hierdie dag. En Here, dat hulle U kosbare nabyheid, U liefde, U genade ook sal ervaar. En dankie, Here, dat ons so kan intree ook vir hulle in hierdie dag en in hierdie oomblikke. Here, hier waar ons nou hier by mekaar is om te leer uit U woord en gevoed te word. Ag Here, vra ons dat U ook uit U woord daardie strome van seën, daardie strome van lewendige water in ons binneste sal plaas, o Here, en dat ons daardeur verkoop en verfris sal word, vernuwe tot verkondiging van U woord. Amen. Nou ja, ons is besig uit in Jona. Jona het eintlik kan baie meer sê, maar hierdie is net 'n Bybelstudie. Dis nie bedoel om 'n teologiese eksegese te wees of so ietsie nie. Dit is die gedagte dat ons wanneer ons Bybelstudie doen, dat hierdie vir ons soos 'n basis is van waarop ons kan werk om bietjie meer en bietjie dieper te gaan ook in die woord van die Here. En so gaan vandag baie kortliks kyk, en weer eens ek jaag dit nie, so as die tyd ons dit nie toelaat nie, dan gaan ons dan laat ons dit oorstaan. Maar Jona, die baie bekende, né? Nou, hy word aan ons voorgestel daar in 2 Konings 14 reeds as die seun van Amittai, afkomstig van Gat-Hefer, 'n dorpie naby Nasaret. Nou sy naam beteken duif. So as jy nou dink dat Jona se naam duif beteken en sy lewensverhaal, dan is dit nogal baie toepaslik dat dit sy naam is. Nou, sy bediening, Jona se bediening, is nou, as jy dit nou wil kronologies gaan kyk, is die einde van Elisa se bediening, en hy word beskryf hier in sy boek in die 3de persoon. So hy praat nie van homself nie, daar word van Jona gepraat. Met ander woorde, dit is 'n verhaling meer as wat dit 'n profetiese boek is. Dis 'n vertelling van die profeet Jona se lewe, meer as wat dit die profeet Jona self is wat geskryf het. So wat vir ons moet uitstaan in as jy oorwegend gaan kyk, die hele boek Jona met al sy ek dink dis 4 hoofstukke, nê? En al sy 4 hoofstukke is dit 'n Ou Testamentiese Handelinge Bybelboek, soos die boek Handelinge. Handelinge handel oor God se aksie na die heidene, die uitreik van die Here, die uitstuur van die evangelie, en Jona in sy beginsel, in sy essence, as ek 'n mooi Engelse woord kan gebruik, is presies dit. Dis 'n Handelingeboek. Dis die sending van die Here tot die heidense nasie. Nou, wat staan uit vir ons hier? Nou ja, ons kan baie dinge noem. Ons kan praat van die vis, en ons kan praat van die storm, en ons kan praat van die verkondiging, nee. Ek kan letterlik iets uit elke hoofstuk uithaal en sê, dit is wat uitstaan. Maar wat vir ons moet uitstaan, is God se soewereiniteit oor Jona se lewe. God se genade en elke liewe ding wat gebeur vanaf daardie matrose op die skip wat tot bekering kom en die God van Jona aanroep, nê, en die volk en Assirië, die land en die groot stad, en uiteindelik alles wat gebeur, en
die hoogtepunt seker, as jy nou ooit 'n debat wil hoor oor 'n vis of 'n walvis, nee, dan moet jy met mense begin praat oor Jona. Maar ek dink nie daai is ons mooi en dis mooi tekens en dis heenwysings en alles. Die belangrike ding wat ons moet weet van Jona is dat God of kom ek sê soos ons dit wil toepas, sê God is in beheer van my lewe. God is nou hier. Hy stel my prioriteit. Hy sit my op die plek waar hy my wil hê. Nou ons gaan nou 'n bietjie begin en daar die eerste 6 verse van Jona hanteer. Ons lees daar van vers 1 af: "En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Javo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Nou, weens baie inligting staan. En veral met Jona, omdat iets is wat ons al baie van gelees het en boeke gelees het oor Jona, nie? Een van my kollegas het 'n baie mooi boekie geskryf oor Jona. Pragtig. Alles mooi uitgebreek, maar daar's so baie inligting. So en weer eens ek sê dis regtig net om ons te prikkel om so 'n bietjie meer en dieper te gaan daar in ons binnekamer. So Ninive, natuurlik die stad waarheen Jona gestuur was die opkomende supermoondheid. Hulle was die opkomende volk, die Assiriërs, wat uiteindelik Israel sou in ballingskap neem. So hulle was en ons lees, as jy nou verder lees in Jona, was Ninive ook 'n groot stad gewees, baie groot. In terme van ander lande se stede was hierdie een van die grootste in die wêreld. Nou Assirië oos van Egipte, met ander woorde as jy op die kaart kyk en hy's nou mooi noord is bo, dan sal hy nou aan die regterkant wees van Israel en Tarsus is aan die linkerkant. So die Here stuur hom Ninive toe en hy gaan Tarsus toe. Tarsus was waar die kan ek sê Spanje is vandag. So jy kan dit dink, die Here stuur hom Ninive toe, as ek kan sê, ons weet nou maar waar Babel was, met ander woorde daar in Iran, Irak, daai gedeelte. Die Here stuur hom so intoe en hy gaan Spanje toe. Dis baie ver van mekaar af. Sy doel is om so en hy hardloop en nou vra ons maar of ons sê baie keer nie hy het weggehardloop want hy was bang vir die Assiriërs. Hy was bang vir die Here. Hy het weggehardloop vir die Here. Hy het weggevlug van die aangesig van die Here af. En omdat hy hierdie boodskap wat die Here vir hom gegee het, moes gaan verkondig het aan hierdie volk. En ek meen, soos dit nou maar gaan, die Post Telegram het nou al geloop van hierdie groot stad
van die Assiriërs wat besig is om sterk te word en die weermag wat krag het en mag het. Ag, ek het baie lank al terug, ek kan nie onthou wanneer het ek 'n preek gedoen oor Ninive en gaan lees oor Ninive en die opgrawings wat hulle gemaak het oor die stad Ninive. En die tegnologie wat in Jonas se tyd gebruik was en toegepas was in Ninive is verstommend. En dit was soos 'n paradys geweest, daai stad. Die mense wat binne die mure van die stad gebly het absoluut, daar was genoeg kos, daar was water, daar was, alles was net wonderlik geweest. En terug te kom by Jona sê, Here, ek gaan nie soontoe nie. Ek gaan nou eers Jafo toe. Nou Jafo is vandag sy Java. Nee, net so wat sit er sy, net so aan die onderkant van Tel Aviv, soos jy nou die kaartjie in jou kop het. Nee, dink net 'n bietjie onderkant Tel Aviv, nee, dan Java. Dis Jafo. Hy gaan soontoe en hy klim daar op 'n skip. Nee, onthou nou die skip. Daar's nie 'n skip wat Assirië toe gaan nie. Daar's net kamele wat soontoe gaan. Maar hy klim op 'n skip. Hoor. En daar gaan hy op die skip. En so het hy gedink dat hy miskien die Here kan ontglip, dat die Here hom gaan miskyk, hy gaan verdwyn. En die Here stuur 'n groot wind op die see, nê, dat hierdie skip besig is om te sink. Nou, dis vir my so kosbaar. In die Nuwe Testament gebruik Jesus telkens die verwysing na die teken van Jona, né? Nou hoor nou wat gebeur. Jona het onder die boot aan die onderste dele, met ander woorde daar heel onder in die skip, het hy gaan lê in hierdie storm. Ons kan nou vir onsself dink, ja, maar dit was groot skepe, hulle was nie so groot soos vandag se skepe nie. Verstaan? Dit is maar redelik middelslag gewees en hier te wind gekom en hy's besig om hierdie boot te skud en hulle gooi die goed af om die boot ligter te maak en Jona lê onder in die boot en slaap. En hier kom hierdie kaptein by hom, nadat hulle vir al hulle afgode gebid het. Hier kom die kaptein by hom en sê vir my, hey, wat gaan aan met jou? Hoe is dit moontlik dat jy so vasslaap? Terwyl al hierdie goed om jou aan die gang is. Verstaan? Net daai gedagte, as ek wil amper sê, dit is 'n heenwysing na die vertroue, verstaan, want hy was nog steeds 'n gelowige. Die feit dat hy van die Here af weghardloop, beteken nie dat hy was ongehoorsaam, maar hy het nie minder geglo in God nie. Hy het nie minder geglo in die Here nie. So, hy het wel weggehardloop en dit eintlik onderstreep dat daai ek wil nie sê geloof in terme van gehoorsaamheid nie, maar geloof in terme hy weet en hy's bewus van die teenwoordigheid van God, omdat hy weghardloop. As hy en dit gaan net bloot oor sy ongehoorsaamheid. So, terwyl hierdie matrose besig is om hard te werk, is hierdie man hardloop hy weg en hy's daar op die boot en hy gaan lê en slaap terwyl 'n verskriklike storm aan die gang is, want hy weet mos God is in beheer. Nou goed. Wat gebeur daarvan af? Ek wil amper sê dit lees soos 'n kinderstorie, maar ek dink ons het so baie al oor Jona gepraat. Daarvan vers 7 af. Hulle sê te vir mekaar, kom en laat ons loot. Dan sal ons weet om wie se ons wil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ons wil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? Met ander woorde, wat is jou redenering, né? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het gebeur dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug
want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kom nie omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Nou, dis die natuurlike instinct, is ons wil jou lewe red. Nee, nou, okay, Jona word wakker gemaak, en nou word die lot gewerp. Nou, dit is nou nie soos Tata Machans, Tata Millions, dit is nie daai lot nie. Onthou, hulle het onder mekaar nou gepraat, hulle het geredeneer en gesê, maar wat kan dit moet iets wees, want hierdie is 'n kaptein wat ondervinding gehad het van die see, van die tyd, en van al die dinge, so hy weet mos nou, sy kennis sê vir hom, dat hierdie storm is iets buitengewoons, hierdie is nie normaal nie, hierdie is nie die tyd van die jaar, vir storms of wat dit ook al mag wees nie. So, nou begin hulle die lot. Nou die lot was nou maar net, hulle het die lot gewerp, en dit kon enigiets gewees het, 'n dice of 'n looi, 'n stokkie wat jy trek, en dan trek jy oor die kortste, as jy aan die kortste end trek, verstaan, daai, en die Here het dit so geopenbaar, dat die lot op Jona geval het, en nou sê hulle vir hom, maar vertel vir ons jou storie, en hy vertel vir hulle, en hy gee hulle te kenne, dat hy van die Here al weghardloop. En daar sien ons, dat hulle dadelik verskrik is, want hoe durf Jona dit waag, om van sy God al weg te hardloop? Hy sê, ek wil dit vir julle lees, hy sê, in vers 9, en hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. En dadelik besef hulle, maar dis die probleem. Die lot het daar uitgewys dat die probleem was. So nou is dit, goed, maar wat is die omstandighede? Ons wil nie net doodmaak nie, want hulle kon dit maklik gedoen het. Hulle kon daar met 'n mes of 'n ding gesteek het, dood, verstaan? Wat is die probleem? Vir hulle gaan dit nie daaroor om nou maar net, kan ek sê, hysteries op te tree, en net hulle wil die storm bedaar hê. Dit gaan nie net oor een lewe nie, dit gaan oor hulle almal se lewens. En terwyl hulle besig is met dit, hou hulle aan roei, en hou hulle aan gaan, en hou hulle aan stoei, en probeer kant toe kom, al weet hulle, dat die probleem, Jona is. En hy sê dit ook vir hulle, hy sê, en hy gee vir hulle die oplossing, hy sê, neem my, en gooi my in die see, en dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm gekom het. En terwyl hy dit vir hulle sê, wat doen hulle? Hulle hou nog steeds aan met roei. Hulle gaan aan. Hulle probeer om die kant te bereik. Hulle probeer om by daai plek te kom waar hulle veilig kan wees, weg van die storm af, sodat hulle nie sink. Wat ook al die rede was. En nou lees ons daar van vers 14 af. Lees ons. Toe roep hulle tot die Here en sê, hoor nou hierdie bekering wat plaasvind, né? Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U Here het gedoen na U welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Hoor nie. Toe het die manne die Here gevrees, en met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Nou ja, daai is 'n preek op sy eie, verstaan? Hierdie heidense matrose wat afgode aanbid het in hierdie stryd.
nadat Jona vir hulle gesê het, maar hoorie, ek is die probleem, dis my skuld. Ek is die, want hoor nou, waarvan af kom dit? Hy maak die belydenis dat hy die God van die hemel, wat die aarde en die see en alles geskaap het, hy aanbid hierdie God, hy vrees hierdie God. En dis van hom wat hy weghardloop. Okay, nou probeer hulle stoei. En uiteindelik vind hierdie bekering by hulle plaas, né? Hierdie besef, hulle moet nou met die Here praat. En hulle roep tot die Here en sê, Here, wat moet ons doen? Want ons wil tog nie hierdie man, hierdie Jona se bloed onskuldig op ons hande hê nie. Hulle weet nie. Hulle weet nie wat hulle moet doen nie. Jona het klaar vir hulle gesê wat hulle moet doen. Hulle moet hom nie seer. Verstaan? En hulle vat vir Jona en hulle gooi hom in die see. En wat gebeur? Net daar raak die storm stil. Net in daardie oomblik, toe hy in hoofstuk 2 lees ons maar in hoofstuk 2 lees ons nou van sy ondervinding in die see. Maar in daardie oomblik kom daardie manne tot bekering. En daardie manne vrees in daardie oomblik vrees die manne die God van Jona met 'n groot vrees. En hoor doen hulle 'n offer aan die Here, né? Net op die boot bou hulle 'n altaar en hulle offer aan die Here. En hulle maak wat s'ie woord? Geloftes. Hulle doen geloftes aan die Here. Met ander woorde, hulle dit is, as ek dit so kan sien, dis in terme van soos 'n verbond wat hulle met die Here sluit, soos wat die Here met Abraham gesluit het. So sluit hulle 'n verbond met die Here. Verstaan? Daai kaptein en sy hele bemanning in daai oomblik vrees die Here en aanbid hom, en dit word hulle God. Nie die afgode waartoe hulle geroep het en daar was geen antwoord. In daai oomblik word die Here hulle God. En nou vers 17 lees ons nou die groot en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingebande van die vis. Nou sodra jy daai woord gebruik, vis, dan onmiddellik gaan jou gedagtes na walvis toe. Dis soos ons gepraat het oor die doop. As jy die woord doop gebruik, dan onmiddellik kan dwaal jou gedagtes na water toe. Dit is dieselfde met hierdie vis. Ons sê vis, maar ons koppe, ons brein hoor hoor walvis. Ek lees nou hier terwyl ek praat. Ons hoor walvis, ons ore, ons brein, maar ons ore hoor vis. En dit is 'n eenvoudige ding. Die Bybel sê dit was 'n vis. Dit was nie 'n walvis nie, want die Bybel praat van walvisse. So as dit 'n walvis was, sou die Here mos walvis gebruik het, maar dat die Here beskik 'n vis. Nou dis baie interessant. Want die Here beskik kan wees die Here stuur 'n vis. Maar as ons nou verder lees in Jona veral, dan lees ons hier in hoofstuk 4 en ons gaan daarby uitkom wat praat van die wonderboom. En weer eens het die Here die wonderboom beskik. En die Here het ook die wurm beskik wat die wonderboom gesteek het sodat hy vrek, né? So ek wil nou sê dat ons moet dalk daaraan dink, nie dalk nie, ons moet daaraan dink dat die Here in daardie oomblik 'n vis daar gestel het wat nog nooit in die see gevind was, wat groot genoeg was om 'n man in te sluk, sodat hy behoue kon bly in die maag van die vis. En die Here het die groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae
en 3 nagte in die ingewande van die vis. Die Here het 'n vis beskik wat vir Jona beskerm het. Wat vir Jona vir 3 dae en 3 nagte daaronder in die water, verstaan, gehou het, as ek dit so kan stel. So, ons kan oor baie dinge nou praat. Ons kan sê, ja, maar daar is sulke groot visse, daar is nie sulke groot visse nie. Wel, nie waarvan ek weet. Nie dat ek nou die wêreld se beste visserman is nie, maar ek het al groot visse gesien, maar nie so groot vis. En as jy dink aan die struktuur wat noodsaaklik is om 'n mens te onderhou in die ingewande van 'n vis, ek weet nie of daar so 'n groot vis in die oseaan is nie. So ek weet net een ding, die Here het 'n vis beskik. Goed. En dit is nou die interessante. Want hy was op pad Spanje toe. Verstaan? En daai vis het hom uitgespoeg langs die kus naby Ninive. As ek nou reg is, het daai vis in 3 dae van daar af geswem. Ek praat nou onder korreksie, want my geografie is dalk nie op datum nie. Dalk kan iemand my reg help. Maar hy het van daar af die Middellandse See deur daai kanaal geswem van die Swart See in langs die kus af om naby genoeg aan die kus te kom om direkte toegang vir Jona te gee tot Ninive. In 3 dae het hy daai afstand geswem. En dis, ek weet nie van 'n vis wat dit kan doen nie. Dis baie ver. Goed. So weer eens, die Here het 'n vis beskik. Die Here het 'n wonderwerk gedoen. En ons probeer dit nou verduidelik en beskryf. En ons probeer nou vir mekaar sê, ja, maar dit is nou hier en dis nou hierdie vis en dis nou hierdie tipe vis en dis 'n walvis en dit is 'n so vis en 'n daai vis. En dan sê hulle, o nee, maar Jona, daar in die vis se maag het die sure hom gebrand en hy was honger en dors. Ons lees niks van daai, dis nou volgende keer. Wat sien nou so? Ja, so 'n bietjie volgende keer sal ons nou kyk na hierdie hoofstuk 2. Maar dink net vir 'n oomblik daaraan. Die Here beskik 'n wondervis om 'n wonderwerk te doen sodat sy boodskap kan uitgaan. Hierdie dienaar van die Here wat hom vrees, hè? Sê die Here, ek sê jou vat, as jy dan nie self wil loop nie, of op 'n kameel se rug wil klim nie, dan sal ek jou nou vat. Handelinge 8. Die Here het vir Filippus gesê, gaan op die pad na Gaza, en op die pad na Gaza kry hy die hofdienaar van Ethiopië. Daai man kom tot bekering. En wat gebeur met hom? Wat gebeur met Filippus? Hy nou vir julle sê. En toe hulle uit die water opklim, dan word dit nie omdat hulle onder die water was nie, maar omdat hulle onder waar die loop van die water was, hulle daar was. Toe hulle nou opklim en op die kant gaan staan, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind. Hoor nou. Die Here het dit gedoen. So as ek wil die Here se woord in twyfel trek in Jona, dan moet ek die Here se woord hier ook in twyfel trek. En dan, as ek die Here se woord in twyfel wil trek, kan ek net so maar die Bybel toemaak en sê, dan lees ons nie meer Bybel nie. Die Here het 'n vis beskik. Dis waar ons moet staan. Want as ons sê die Here het iets anders beskik wat ons brein kan verstaan, dan sit lankal nie meer die woord van die Here nie. Nou ja, ons sal, as die Here wil, dan volgende keer met hoofstuk 2 aangaan. Hemelse Vader, ons wil U dank vir die voorreg wat ons het om
hier by mekaar te wees, Here, en te kon hoor van u hand oor u diensknegt. Te hoor, o Here, hoe u kosbare boodskap van redding, van vergifnis beskerm, Here. En dat selfs in Jonas se ongehoorsaamheid en sy onwilligheid om te gaan, o Here, dat u steeds gesorg het dat die boodskap daar by die volk uitkom, by die Assiriërs. En Here, daarom wil ons ook bid vandag dat u ons sal help en ons sal lei om gehoorsaam te wees, om die woord wat u vir ons in ons hart geplaas het om uit te dra, dat ons dit sal uitdra. Ja, Here, ons het baie teekante. Ons het baie mense wat teen ons staan. Ons het baie omstandighede wat teen ons staan. Maar in hierdie dag, o Here, in hierdie oomblikke roep ons tot u en vra dat u sal voorsien in elke behoefte. Here, sodat u boodskap sal uitgaan. Ons weet dat die ou duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en soek waar hy kan verslind. Met sy geskree en sy gegil probeer hy ons weghou om daar die opdrag uit te voer, o Here. Maar ons buig voor u en dankie dat ons ook saam kan bid in hierdie oomblik. Ons bring vir Tannie Ina voor u vandag, daar waar sy 'n rugoperasie gaan kry, en ons wil vra, Here, dat u vir haar sal deurdra en dat die operasie 'n sukses sal wees. Vir Tannie Elaine bid ons, Here, elke naam wat op ons gebedslys is, so neem van Erik. Ag Here, hou u hand van genade ook oor hom en dat daar genesing sal kom, Here, want dit is so wonderlik en kosbaar wanneer daar genesing is, dat dit dikwels lei tot 'n getuienis, Here, van dit wat u doen, die wonderwerk van u genade. En Here, ons wil vra, hou u hand oor elke persoon vir wie ons bid. Here, ons wil bid vir ons jong mense wat besig is met eksamens by die skole. Here, dat hulle sal leer en dat hulle net hulle beste sal gee. Dat hulle waarlik die stryd sal stry, die wedloop sal voleindig en die geloof sal behou. O Here, hou u hand van bewaring ook oor hulle in die skool terwyl hulle skryf, dat u daarin verheerlik sal word. Ag Here, dankie dat ons voor u kan buig en vra dat u ons sal genadig wees. Amen.